Hallo, hallo almal. Hallo, Hoe gaan dit Hallo, hallo. vanaand? goed dankie met julle almal. Baie lekker. Nou, hallo. Ons is vanaand is hierdie Du Plessis in verskillende huise julle. Hierdie ma Du Plessis sit in die leennes. Oh. Ek mis jou ook, ma. Wat sê jy? Ek sê ek mis jou ook. Ons mis jou baie. Hoorie so, ek gaan net gou-gou met Hillary incheck. Sy het vroeër gesê sy het dalk 'n issue. Gee my net 'n oomblik, ek net gou sien of sy gaan join. Ek sien haar nog nie in ons waiting room nie. Hey there, Hillary. Are you able to join? Okay. How's your power? Is your power back on? Oh, good planning. Okay, we'll see you just now. Thank you. Bye. Okay, Hillary gaan ons in 'n oomblik join. Kom ek loer net gou waar is sy? Hallo van die Merwes. Goeie evening. Ek het alweer met die besluit te kry. Kom my nou aan. Van die Merwes gee ons altyd 'n interessante begin aan ons sessie. Hallo Johan. Daar's hy. Net so, perfek. Ek weet dat sound is nou weer nie reg. Ek kan jou hoor. Is hy nou? Ek kan jou hoor. Ja, maar kan jy nie lekker hoor nie? Kan jy my nie hoor nie? Okay, dit sal nie werk nie. Kan jy hoor, maar dit is baie sag. Is die Praat nou Marlies. Okay, kan jy my nou hoor? Beter. Okay. Dink ons is nou reg? Daar's Hillary ook nou. Ek gaan nou net ge-admit. Ek ons waiting room toemaak. Daar's sy. Wonderful. Ons het 'n volle huis. Dit is so lekker om julle almal te sien. En op hierdie wintersaand. Hello Hillary. How are you? I'm good, thanks. How is everybody? Good, thanks. Good. Well, without further ado, kom ons trek weg. Julle, ons is hierso in week 4. Ons is al vir 6 weke aan die gang. 'n Maand en 'n half, kan julle dit glo? Ons is nou die dag. En ons is in spring, en party van ons is in traditional spring, en party van ons is in hunter spring. En ek weet ons gaan dit nie almal dieselfde voel nie. We're all feeling different things, and I'm really keen to find out how you've come through this week. And maybe if you felt a little bit of resistance, maybe from friends or maybe from certain social situations. But I just wanted to let you know that that's all completely normal. Hierdie dinge gaan gebeur. Maar aan die einde van die dag, spring is about reconnection. So I think the one thing that I've learned from all of you since you've started this program is that you've started tuning into your bodies and your way of dealing with food. En ek wil hê julle moet bly luister. Keep listening to your body. Keep listening to how your body is reacting to food. You might find things changing. Miskien is dit julle energie wat 'n bietjie verander. Miskien is jou honger of jou cravings of allerlei goeders is besig om te skuif. So waar ek altyd begin is, vertel vir gou-gou waar is julle vanaand? Wie's hier? Wie's hier en wie's hier? A thumbs up. Letitia is 'n bietjie Johannes, is dit 'n op of 'n af daai? Nee, ek's alright. Is jy alright? Ronel, ek het nie jou nou gesien nie. So 'n bietjie so. Is dit 'n face daai? Dis soos 'n ek nou wys. So. Okay. And Hillary, yours? Also a bietjie. There's lots of things happening this week, right? So ek dink die groot ding is ons voel almal 'n bietjie restriction, right? We're feeling these tunnel walls. Ons is besig om te dig, and these tunnel walls are all of a sudden, it felt easier up to this point, right? It was like, okay, ek dink ek kan hierdie doen. Dis lekker, en nou all of a sudden is it like ons het nou soveel goed al wat ons uitgesny het en ons voel 'n bietjie deprived. En ek wil net terugkom na die feit van instead of restriction, let's focus on abundance.
Ek wil julle vir 'n oombliekie gou-gou julle oë toemaak. Haal net gou een keer lekker na asem. Ek gaan nie tel nie, ek wil net hê breathe a little bit and just relax. And while you keep your eyes closed, I want you to imagine walking into a beautiful garden in spring. And everywhere you look, there's fresh, vibrant food bursting with life. No one's standing at the gate telling you what you can't have. Instead, you're being invited to fill your basket with everything, but everything that nourishes you. Not just everything, everything that nourishes you. And as you keep choosing the good stuff, you might find that something remarkable is going to start happening. First of all, you might notice that your cravings are shifting, maybe growing a little bit quieter with time. Focus on your mind. You might find that your mind might become a little clearer with all the good stuff that you're putting into your body. Some of you, I know in the beginning you might find your energy is a bit all over the place, but just imagine yourself with that energy returning. Maybe with your body even feeling a little bit lighter. And maybe you might start feeling not deprived, but maybe just a little bit more alive. Okay, kom ons maak ons oë oop. Ek wil julle gou-gou vir almal vir my net julle hande lekker te mekaar vryf. Vryf 'n bietjie energie. And Hillary, I know you've got glasses on, but just for a second, if you can remove them and just put your hands over your face and just let that energy just roll into your face and just relax your hands off. Rol net julle skouers bietjie lekker, kom ons ontspan lekker. Want weet julle wat, dit is waaroor Wildfoot Spring gaan. It's not about restriction, it is about abundance. I know it feels weird to think about that. But you are feeding your body with what it was designed for. And it will start giving you back your energy, your vitality, and the freedom that you've thought that you've lost. So ja, ons is in die tunnel. Ek wil net hê asseblief hou aan dig. Okay. We need to get through this. So don't give up hope. Okay, kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie week. So ek wil baie nuuskierig om by die hunters en die traditionals almal alles te hoor hoe julle dit gevind het. Wat was goed? Wat het julle gevoel was goed? Wat was moeilik? Waarmee sukkel julle? Enige vrae, enigiets waarmee julle vashak? Dis hoekom die groep hier is vir inspirasie. Baie dankie vir die idees wat almal so op die groep sit. Dit is awesome. Moenie vergeet van julle breathing nie. Hey? Dit maak my jaloers, want julle almal gee sulke goeie idees en ek sit hierso net met 'n bordjie vleis. Okay, so ons gaan vir jou begin challenge, Letitia, want jy gaan begin opkom met idees rondom vleis. Trust me, because it can be Ja, different. daar was goeie idees. Het jy? Cool. Ek wil net gou weer terugkom na water toe. Sommer net ook in a show of hands. Who's doing okay with water? Who's not doing okay? And who's like really just not doing well? Doing okay? Bietjie so. Okay, so more or less. Ek weet vir myself, ons het almal 'n challenge gehad op ons oorspronklike groep hierdie week en ons het dit net kon regkry om meer water te kry deur elke dag in te check. So if you keen and you're struggling, almal wat so gesê het, Ronelle, Sofia so bietjie, right? Doen vir jouself die challenge, sê net vir ons elke oggend op die groep, hoeveel het jy die vorige dag gedrink? Okay, so ek gebruik regtig daai water reminder app uit 'n manier, uit 'n plek wat jy kan elke dag as jy 'n glas water drink, dat jy hom kan laak, jy kan sê hoe groot jou glas is. Is dit 300 ml of 250 of wat ook al? En doen dit net vir 'n dag of 2. Al doen jy dit net môre en maandag dalk. En sê net vir jouself, sê vir ons op die groep hoeveel jy gedrink, maar wees baie spesifiek. Gaan meet actually, want it's amazing. Ons weet almal wat uit 'n bestuursagtergrond uitkom, if you can measure it, you can manage it. So ja, ons praat dit net vir 'n dag of so, want die water is ongelooflik belangrik. En onthou, saam met die water gaan sout. Klein bietjie sout, of jy dit in die oggend doen of iewers deur die dag, moenie vergeet nie, want hoe meer water jy drink, hoe meer dilute jy jou eintlike soutte, jou eintlike elektrolyte. So meer jy drink, sit meer in. Wie is op Alka-Geyser? Ek weet Letitia, jy is nie, maar anybody else? Wie is op Alka-Geyser Prime, die nuwe ene? Nobody. Sofia is, okay. Ja. Vir Hillary en vir die van 'n Merwes wat nie is nie, kry julle genoeg ander groente, kom julle reg daarmee, is julle okay of?
Ja, dit doen het vir ons hoor. Ons gee genoeg groentes. Kry genoeg groente in. Okay. Ons Ons het ten minste 3 tot 4 porsies groentes op ons bord elke aand. Wow. Hierdie dag. Okay, jy het nie elke geyser nodig nie. That's fine. No, me too. Ys Some of the Algajizer vegetables I've been having them as salads, adding them to my salads. So yeah. Okay. You're doing salads in winter, Hilary. That is impressive. I'm so proud of myself. For salads in winter, it's a little tougher, right? It just doesn't feel quite the same, but it's great because it's crunchy and it's nice. So good. Yeah. That is amazing. Ek moet sê, ek het nou hierdie week het ek vir my en Frans alweer begin elke geysers maak, die prime. En actually gaan proe, want ek dink Frans was die bekommerdste oor, hy het hom nog nie gedrink, hy gaan hom môreoggend drink, so ek sal vir julle laat weet wat hy sê oor die prime ene. Maar wat ek kan sê, ek het hom geproe. And you know what, even without the apple, it's really not that bad. It's really doable. Ek het met myne, het ek weer, want ek love my gemmer, ek het meer gemmer ingesit. Sofia, wat doen jy om jou nou lekker te maak? Hoe? Ek het suurlemoen en lime ingesit, ek het gemmer gesit, avo is vir my baie belangrik in my elke geyser. Ja. En dan het ek spinasie, celery en komkommer. Okay. En hy's vir jou doenbaar? Ja, hy is my doenbaar. Ek het glad nie 'n Okay. probleem mee. Ja. Ja, nee, ek was verbaas, hy's regtig doenbaar. So as julle okay is met groente, that's all good. Maar as julle dit iewers wil afwissel, net 'n bietjie by elke geyser doen, as jy vind jy vas, jy brand vas dalk oor 'n naweek of wat ook al, onthou dit is 'n opsie. En dis net lekker, hou miskien in elk geval net iewers een aan in jou vrieskas, dat as jy kort raak op groente, dat jy dit sommer vinnig kan uithaal. Of as jy besig raak en jy kan nie op 'n dag, miskien het jy 'n konferensie or maybe you've got a day full of meetings or whatever, always know that it's just a quick hack, quick alternative if you wanted to. Okay, ek gaan, as julle deur julle check-ins gaan, ja, as daar enige vrae rondom die spring guidelines is, of spesifieke groente, of is hierdie okay, of is hierdie nie okay nie, let's get them out there. En vertel vir ons wat het hierdie week gewerk, en as julle so gevoel het, vertel spesifiek, hoekom voel julle so, en wat maak het julle so voel? Ek gaan terugkom aan die einde, want daar's een belangrike punt wat ek oor wil praat voor ons aangaan. Ek gaan hom net hier 'n nota maak, dat ek hom nie vergeet nie. Ek het gedink ek moet vanaand met ons Intrepid Hunter begin. Ja, laat ons daai ene hoor. Laat ons daai ene hoor, en veral hierdie ene, want ek weet dit is Hunter is, ja, it's really digging through the tunnel, right? Yeah, it's digging deep. Yeah, so hierdie week, this week I started the Hunter Spring. And just to give you some background, the reason why I decided to do Hunter Spring is because it's like usually if I used to do training, I would be able to go into what they call a cut, and that would limit you to mostly like proteins as well. So I've kind of gotten used to somewhat similar, ideas of eating really healthy proteins, and I know I automatically felt really good in that process. And also I wanted to simplify things a little bit. So instead of wondering what I'm allowed and what I'm not allowed, now I just know I've got one thing and that's it. So that's why I decided to do Hunter Spring. I also wanted to, take a moment to really let my body have a metabolic reset. And, I think I'm getting to the point where I'm getting used to it. I think this weekend is going to be interesting because I'm going away for the weekend. So that's going to be interesting. I think keeping busy really makes it easier. In the first 2 days or so, I realized that I can't just do a morning breakfast with one egg. It's definitely bigger portion sizes. And
a lot more biltong and dribbles. I must say, like I would only snack on it once a day usually, and now it's like twice, 3 times almost. Not big portions, just something that you keep your energy going so that I don't go into that energy dip. I've realized that the salt is really important and it makes a huge difference in terms of regulating like headaches and things. And I've also naturally had the inclination to want to drink a lot of water. And I tried rooibos without anything. That's an interesting one. I don't know if I like it. I think I do. I'm not entirely sure. Actually, today I was at Kauai and someone was getting their flat white coffee, and I looked at the menu and I was like, oh, there's a ginger and mint tea. Interesting. So I get this ginger and mint tea, and at one point this ginger is like burning my throat, and I'm like, geez, let me just take this tea bag out. Meanwhile, I open the cup, they plucked in a whole freaking ginger, actual like full-on ginger and mint in there. Like I had a whole garden in my cup. So I was like, okay, this is new. Maar overall, like I said this morning, I also realized that like I found my arms to be very, very lean all of a sudden, and that felt really good. I went for morning walks, just taking it easy. I've been able to, because this week I've moved, so I'm living with someone else, and I've been able to do cooking for both of us, and then me sticking to my plan, which is actually quite nice. And I will say, if you guys are looking for a good recommendation for food, prawns and chorizo are great. So that's what I got from my side at this point. I think the biggest thing for me is just we'll just see what comes next. But I'm quite happy with the route I took and how it's making me feel. Yeah, I did miss fruit on the Monday. Not gonna lie. I miss my pineapple. I miss my Alka-Geyser, but I don't feel deprived. Wow. Okay. So, Tisha, what do you use for your meat? What kind of herbs and stuff do you use? So I had a look very specifically at the labels to make sure that none of them have any like additional or like artificial sweeteners in. There's some spices that I prefer to just gooi together: paprika, cayenne pepper, coriander, and thyme. Okay. So majority of those and garlic is winners for it. And then olive oil and butter. Okay. Yeah. You can't use lemons, can you? No. Nope. Yeah, so I'll take some pictures of the spices, the spice mixes I'm also using. Watter Kaapsmart ene van jou, Letitia, was die een wat nie suiker of sweeter in het nie? Was dit die? Cajun. Cajun. Okay, ek sal gou 'n foto vir julle op die groep sit. I'll add it on the group. En ek moet sê, one big thing I realized, guys, don't buy Woolworths patties. Don't fall for it. Want yes, like hulle het soveel stront binne in hulle. Dis actually dit het my dan kyk ek dan sê ek soos okay, frikadelle. Ek kan 'n frikadel nee, jy kan nie frikadel doen nie. Kan ek 'n patty doen? Dan kan jy 'n patty doen nie. Kan ek 'n hoender patty doen? Nope. So op 'n stadium was ek soos ek kan nie nog 'n hoenderborsie kou nie. So toe maak ek my eie patties. En so ek soos nou weet ek wat dit in het. Dis great. Dis eintlik ongelooflik. Ja. Jy kan altyd jou patties maak en jou frikadelles maak as jy dit self maak, en dan sit jy net in die vrieskas voor dat dit vries en dan haal jy dit uit en jy maak dit net gaar. Ja, daar's geen rede dat daar soveel stuff in dit is nie. Dit actually dit maak my eintlik so kwaad. Ja. Nee,
Daai was een van ek het 'n sense of humor failure gehad in Woolies aisle. Dis eintlik verskriklik want ek het ook toevallig vandag gaan check want toe sy nou vir my sê, toe check ek net, ek het lanklaas dit gekoop en net weer gaan kyk. Die lysbestanddele is so lank soos jou arm. Dis letterlik. What? Daar's soveel stuff. I'm like, en weet jy, gluten. Ek sal dit in elk geval nooit kan eet nie, want daar's gluten in 'n patty. Come on, mense. Ja, as die bindstof Sê gou weer, Johan. is om te bind. Om te bind Ja. en om die vleis verder te laat gaan. Julle aan die einde van die dag is dit cheap stuff wat hulle insit om meer vir jou meer te laat lyk dat hulle kan meer geld daaruit maak. It's just Ja, it's maar economics. Ja, maar jy moet onthou jou normale resep vir 'n frikadel. Moet jy as jy 'n porsie 500 gram vleis, moet jy 2 snye brood bysit. Ja. Mm, Ja, dit het ons oumas ons geleer, right? Ja, tot al begin. Dis maar daai selfde effek wat hulle maar net op 'n ander manier bysit. Ja. Ja. Maar die beste. maar jy kan regtig jou eie patties maak sonder dit. Dis wat ek hierdie week agtergekom het. Ja, Dis 'n Right. bietjie moeilik en jy weet hulle val so bietjie uitmekaar uit, maar weet jy wat, ek sal eerder dit vat as wat ek opblaas. wat jy kan doen is Letitia, Hæ? as jy jou eie frikadelle maak en jy gaan hulle dadelik gaar maak. Dan Ja. sit eier by. Ja. Ja, Ja. dis wat ek met die patties gedoen het. Ja. Ja, sien as jy jou eier bysit dan bind hy die vleis. As jy hom dan gaar maak dan val hy mekaar uit nie. Ek sal dit bietjie met frikadelle probeer. Dis 'n baie goeie idee. Eier bind net enige ding. Is actually amazing. En eier, it's all good. Ons kan almal eier eet. So ja, dis 'n goeie plan. Baie dankie. Ja, die rede hoekom ek net so gemaak het is want hierdie week, ek gaan nou nie lieg nie, hierdie week was nou nie sunshine and daisies nie. Dit was 'n aanpassing en dit was moeilik. Maar I think I don't, ek voel nog steeds goed daaroor, so I feel I can still keep going. Wel, ek wil gou die eerste ding sê, Letitia, jou gesig op die skerm, jou vorm van jou gesig, dis amazing, hoor? Dis regtig amazing. So that's a win, ongelooflik. Die feit dat ons vrugte mis, ek moet sê ek het nou eendag het ek in die groentewinkel ingeloop en nou vandag in Woolies ook, jy loop deur daai hele eerste aisle, dis soos 'n drukgang, nee, dis net vrugte. Daar's narkiebokse vir ewig. Maar onthou net julle ouens, dis nie vir altyd nie, okay? It's just for a period of time. Just for a season. Just for a season. Ja. Ek wil gou iets anders net oor gepraat het. Jou naweek wat jy gaan weggaan, watse planne het jy in plek om jou deur die naweek te kry in terme van snacks of die kos wat daar gaan wees? Hoe lyk jou beplanning? Dit maak dit eintlik vir my maklik want baie mense hulle is soos, wat moet ons vir jou maak? Ek soos letterlik niks nie. Solank jy vleis gaan eet, is ek fine. So dit maak lewe so bietjie makliker want ek hoef nie te sukkel nie. Ek hoef net vleis te vat. Andersins gaan ek net ekstra biltong vat sodat ek kan snack so elke nou en dan. En in terme van water, ek sal net tee en water saamvat. En ook net agterkom dat ek weet nie, ek dink dis vir my 'n goeie ding om hierdie nou te doen want ek dink dieselfde roetine wat ek gehad het op 'n stadium met wyn, ek dink altyd dat as jy op vakansie gaan, moet jy al hierdie lekker dinge doen en jy weet, ek dink hierdie is 'n goeie eksperiment om net te gaan en te sien of jy dit regtig nodig het om van te hê en net kind of daai deur te dink en net 'n oomblik te vat en dan hoef jy hoef nie altyd hond uit 'n bos uit te ruk as jy weggaan nie. So dis wat ek gaan nou oplet hierdie week, hierdie naweek. Sien wat ek actually van hou en wat is net daar omdat dit lekker is. Ek dink dis 'n ongelooflike belangrike punt wat jy daar gemaak het want aan die einde van die dag gaan vakansies nie noodwendig net oor eet nie. So kyk 'n bietjie wat kan jy daar gaan doen wat vir jou regtig lekker is, wat weg is van kos af, wat net it's just pure enjoyment. Miskien net dis aan die buitelug dalk, dis dalk interessante mense.
kry maniere om jouself te reward ook. As jy sê, wat het ek is besig om goed te doen, wat kan ek gaan doen wat lekker is? Miskien net lekker slaapie, middagslaapie in die middel van die dag van, I don't know, anything, whatever works. Dis wat ek in hierdie week agtergekom het is goeie slaap. Soos op 'n stadium een van die ek weet hy het gesê have good sleep. Like jy moet goeie diep slaap hê. Dit maak 'n moerse verskil, veral in jou energie. Ek dink dis ja, so ek gaan definitief myself reward met naps. En dan die ander ding wat ek net gou wil genoem het, wat jy genoem het, eet genoeg, maar selfs met jou snacks. As jy snack, maak jou porsies groot genoeg, want mens kan die heel dag snack, en dan net as mens bietjie snack die heel dag, gaan jy nog steeds insulien spikes kry, op af kry. Terwyl as jy besluit, ek is nou lus vir 'n snack, eet 'n ordentlike snackporsie. Moenie sleg voel daaroor nie. Jy kan nie eintlik met proteïene noodwendig te veel eet nie. Eet totdat jou maag vol is. Of jy voel ek is nou okay en dan kan jy later weer snack. En dit is my baie nice dat dit in elk geval lei na meer water en dit is my interessant, jy het aan die begin gesê jy het baie gou hoofpyne gekry, so begin hy 'n bietjie settle. Ja, nee, definitief. Hy begin nou baie meer settle. Elke oggend dan doen ek die Celtic Sout en elke keer as ek voel, jy weet as jy wakker word en jy voel so bietjie muddy, dan doen ek dadelik sout en dan gaan dit weg. Okay, cool. Ja, great. Wel, ons is baie beïndruk met jou, dat jy's 1 week daardeur amper en kyk hier is jy nog al die tyd en ons gaan terugkom en my laaste punt wat ek vanaand wil maak gaan baie op jou ook fokus. I will get back to that one, maar well done. Lekker. Okay, wie is lus om volgende te gaan? Okay, I'll go. Hillary. Yes, I have chosen traditional spring. I actually wanted to do hunter's spring, but I just thought to myself that, 7 days of meat, like what, like how am I going to, I could just imagine myself just make, frying something and it being dry without even any sauce of any kind. I was like, no. I felt like I would be setting myself up for failure, and I thought, traditional spring, I'm good with that. So, and I'm happy. I was very proud of myself when I shared yesterday that we had a meeting on Tuesday, and I knew there was going to be food, and I told myself. Initially, I thought, you know what, I'll just see what is there and nibble or just have, but I just thought chances are that there'll be muffin, there'll be, so let me not take a chance. And I had my lunch. Yeah, I almost gave in to the meatballs because, oh my God, they were smelling so good. And I'm like, I'm looking at them, they're not even big. I'm like, I'm on one meatball will not harm me. And I was like, no, you have your own food is more than enough. Stick to the plan. And that was it. I missed my grapes, I must say. I really miss them. Those pesky Woolies little grapes that haunts Hillary. And I think I've been to Woolies twice already this week. But I was not even tempted. I was like, okay, and go and get some green stuff. So yeah, I miss them, but I did not feel like I'm suffering, like I need to get something. So I'm happy with that. The other thing that I have been experiencing, and I don't know why, I was experiencing and not really paying attention the last 2 weeks. When I would bend, when I put my head back, I would feel a little bit dizzy. And but this week I have been very religious with my Celtic salt and like I'm good. And yeah, so like I'm not feeling that dizziness anymore. That's good. I'm still struggling with coffee, although I have cut down on I think 1 or 2 cups. Most days I would have one. On the extreme days, I would have 2 cups. So, and yes, I tried the almond milk frothing. The almond milk, I only enjoy it when I'm buying it. At home, no, I'm not. And then I default to good old dairy.
So that's the area that my goal for next week is um, I really need to challenge myself to no coffee at all. I've done it before, even before I started the program. For some reason, I think with the cold days, the comfort of coffee warming me, and if I'm gonna do it, I must enjoy it. So yeah, my goal for next week is really to conquer that dairy on my coffee thing. So I think I will have to cut coffee completely next week, and I think I'm on the right path because like at least I have cut down on a cup or two. But other than that, I'm happy energy wise. Um, I was not feeling very energetic this week, but uh, I made sure that I move I move more. When I'm at home, make sure that at least I need to do 10, 15 minutes of intentional exercises so like I'm happy with that. And even though my energy, I wouldn't say it is like where I started, no, definitely not. But it just felt a little bit off. I don't know, it's because I was missing the grapes too much. But yeah, otherwise, no, I really, I think the major achievement for me is like, you know, being comfortable with picking my own lunch in that environment and really not feeling like I'm that girl that was like, no, I just sat there and did my thing. And people were like, oh, you're so disciplined. And I'm like, yeah, I am. So, and I guess I think everybody understands that now and again people go through the journey of eating healthy for whatever reason. So it was not like that much of a big deal. Didn't even feel tempted to maybe grab a juice or nothing. It was like, no, water for me, that's good. And during the day, on the day that we were having meeting, I actually had rooibos the whole time. So it's not like so like I think that's what helped me cut the coffees. Yeah, I thought I would have, and I was like, no, let me just. It's not like this is a nice coffee anyway, so let me just have rooibos and yeah. So yeah, it was a good week. I'm excited, and it does feel like now it's getting a bit uphill, and it's exciting. Thank you. What's making it feel uphill for you, Hillary? What I specifically? I think the fruits. I realized that I really do love my fruits. Mm. So like it just felt like because before we got the plan for this week, I bought myself a nice bag of oranges and I know they are nice and sweet, and there's apples. Uh but I've been looking at them every day, not even tempted to touch them. So I think Well, the fruits part is a major problem, but I'm just proud of the fact that I really have not been tempted to say, ah man, it's just one fruit. No, I have not. And I hope that I'm planning to continue with that discipline over the weekend. Yeah, when are we getting back to fruits? well, not quite yet. So just hold on a bit. But you know what, Hillary? I mean, I think the one thing that's very clear is that you connecting. Well, first of all, they're there and they're not really calling that out loudly, which means your cravings are definitely shifting, right? Yes. It's amazing that you still have them in the house. I started this week with I needed to clear my fridge because there's just stuff sitting there. And honestly, even after all this time, if it sits there, I might or somebody in my house might just be tempted. So I put them in a bag and I'm not just like dishing them out to whoever wants them. But I think I love the idea that you are planning. Oh, that is amazing. That you are comfortable to plan for your meetings, that you can actually take your items with you and feel good. The fact that you are planning for your salt intake so that you can alleviate the dizziness. I'm so happy for you that you felt the difference. And for almal van julle, as julle woozy, remember just
this is the hardest time because your body is settling into a new metabolic mode. Dit vat tyd. Ons almal adjust op verskillende maniere. Of jy kramperig voel, of jy dizzy voel, of jy honger voel, of jy wat ook al dit is. It actually will get easier. I know I always say trust the process. Well, trust the process. It will get easier. Okay, maar dit vat 'n rukkie, want jou liggaam, jou hele gut moet aanpas. Everything needs to adjust. But you're doing all the right things there. I'm so happy that you are being the example of discipline. I mean, Eric spoke about that executive function. Hierdie is die tyd. And I mean, I really, especially with your coffee, I know it's a big thing. I want you to try this week. I'm with you there. Try that executive function with the dairy, because if you are working so hard to get into ketosis, that little bit of dairy in your coffee can take you out of it so quickly. I mean, it's so annoying, right? It's hard work getting into ketosis, and it's so simple to get out of it. And it's literally something as silly as a little bit of normal milk in your coffee can get you out of there. So, vir almal van julle, you're always welcome. Daar's allerlei soorte tee in my huis. As jy ooit in die omgewing is en jy wil iets kom probeer, kom haal 'n sakkie by my, try hom uit. Daar's verskillende opsies. And it does take time getting used to it. Letitia, se rooibos tee, moenie ophou nie, hou net aandrink. Partymal raak dit lekkerder met tyd, dis ongelooflik. Yes. Letitia, jy wou gou iets sê. Ja, ek wil net vra, skus, green tea. Ek assume ons kan nie green tea doen nie, want dit het kafeïne Baie in. kafeïn en ja, kyk maar, probeer wegbly van die kafeïne uit so ver as wat jy kan. Net vir die oomblik, not for always, maar ja, terwyl jou liggaam, en is eintlik, it's really this first week, and the week that's coming, we're still adjusting, your body's still settling into that mode. Give it everything that it needs. Help jou liggaam aan dat hy net kan in daai metabolic mode ingaan. Alles wat jy gaan doen, kafeïne en sweeteners en alle goeters, it just makes your body's life more difficult. It's going to make those tunnel walls feel even more restrictive, to be honest, because your body's just going to struggle to settle into that. That little drug dealer of yours, Hillary, says just have one. Well done for recognizing and not giving into it. That's amazing. And I love that you said, I'm not suffering. No, I thought like, the fruits thing is really, but no, like honestly, I'm not suffering. I don't even feel like I'm depriving myself. I look at it and I'm like, okay, keep moving. Yeah, and I really want you to trust the process around the fruit, because it's you're going to end up being so enlightened about the role that it plays in your life and what it does and how it tastes, and it's amazing. So yeah, just trust the process. Thanks, Marlies. Wonderlik. Well, just really good news all around. Okay. Wie wil volgende join? Okay, ek sal gegaan. Ons het ek het nou vandag ek het vanoggend wakker geword, maar ek het energie gehad, maar toe ek nou opstaan, toe ek bietjie lighoofdig en goed. En en toe ewe skielik het ek net so energieval gehad. Dit maar ek net het vir my moeilik gevoel om net te loop. So ek is seker wil hoekom nie. So hopelik gaan dit oor. Ek het wat ek hierdie week gedoen het is ek is op die traditional spring. Die rede daarvoor is ek is lief vir groente en ek sê bang as ek gaan op die want ek wou eers hunters gedoen. As ek die hunters doen, dan sit ek myself up for failure also. Maar wat ek doen is ek het my groente en my proteïene. Ek het nog nooit so baie proteïene geëet in my hele lewe nie. Ek het want ek het altyd maar op slaai en dan het ons nie altyd vreeslik proteïene daarin gesit nie. Wat ek nou deesdae doen is party dae het ek my groente is baie min, maar my proteïene is baie. Dat ek baie proteïene het of net proteïene. En dan sal ek groente. Ek doen dit nou maar ek kyk hoe werk dit vir my. Ons was by die troue die naweek. Dit was nogal challenging want dit was boerekos. Alles het vleis, rys, aartappels,
pampoenkoekies, samp, beestert. So ek het van dit geëet. Ek moet sê ek het van dit geëet. Dit het my, ek moet sê daarna het ek nogal bloated gevoel. So dis vir my nou nice om daai goed te voel. Toe ek nou terugkom, toe is ek nou vol op wat ek moet op my spring, want ek van Sondag af so begin inwerk. My challenge is ek gaan hierdie week weg. En dit is nie self-catering nie. Wat ek wel vir hulle gevra het is om vir my soos 'n keto dieet te doen. Ek het vir hulle gevra om vir my, want jy het jou dietary options gehad, en sê ek okay, doen keto, want dis sonder vrugte. En dan sal ek, nou wat ek gaan doen is ek sal biltong saamvat. Ek gaan vir my eiers kook. En dan gaan ek die eiers, want daar is 'n yskas, en sal ek die eiers daarin sit, en ek sal vir my avo vat, en ek weet nie of ek dit mag eet nie, maar mag ons pampoenpitte eet? Jy kan nou nog, ja, pompoenpitte en sade is nog okay vir nou, ja. Wat ek nogal doen is, ek pop my pompoenpitte, so ek sit dit in 'n pan, dan pop ek op. Dan sal ek Okay. Dis Soos 'n snackie. Ja, dis vir my lekker as 'n snackie, want anders eet ek te veel neute. Wat lekker is met neute, ons het gemengde neute. Ek eet alles uit wat ek mag eet, en die peanuts en die cashews gee ek vir my man, en hy's baie lief vir my as ek dit vir hom. Ek kan julle net picture hoe jy jou hoopies uitdeel. Ja. Okay, sure. Okay, kom ons begin gou-gou. Sofia, baie dankie vir jou energie. So dis te onmiddellik as jy wakker word wat jy jou energie dip het. Direk aan hom. Ek word nogal wakker as ek bright eyes en bushy tails, en dan net so 'n halfuur daarna, dan kry ek net so energie dip. Okay, wanneer drink jy jou eerste water en jou eerste sout? Ek was nie so baie goed met die sout hierdie weekie, so miskien moet ek dit doen. My water probeer ek, dan is ek drink water dwars deur die nag. Ek word wakker net, ek drink seker, maar okay, dis nou nie 'n hele glas vol nie. Dis seker 'n halwe koppie water wat ek omtrent. Sip jy? Ja, ek sip dwars deur die nag. Okay. En dan as ek wakker word, dan sal ek 'n groot sluk water vat, ja. Okay. So ek wil vir jou vra, probeer dit net. Het jy Celtic sout kristalle? Ja. Okay. Ja. As jy wakker word, die oomblik as jy opstaan, sit vir jou kristalletjie onder jou tong, net een kristalletjie. Okay. Laat hy net oplos, en dan sluk hom dan, as jy klaar is, sluk hom af met 'n glas water, wat nie jou smaak het nie. En dan ek dink as jy sê nou maar kombuis toe gaan of gaan opstaan, doen ook vir jou nog 'n klein bietjie sout in water. En kyk of jy dit kan gedrink kry. Nie baie nie, dis regtig net 'n knippie. En kyk net of doen dit net vir een dag en laat my weet of dit 'n verskil maak. Doen dit dalk net môreoggend en kyk net hoe voel jy. Ek sal sien. Okay. Maar dis regtig die interessante ding vir my van die sout is dis nie baie sout nie. Ek weet almal het as ons sout hoor, then we think, oh, salt's supposedly bad. Well, that little bit is amazing. En daai eerste skoon kristal Celtic sout gaan net vinnig in jou membrane in. Dis regtig net vinnig. So proe nie so lekker nie, maar dis regtig net enetjie en dis met 'n sluk water daarna as jy hom afgespoel het. Ek het daar voorheen die Himalayan sout, sommer daai groot kristalle. Ja. Maar ek het Celtic sout, as jy sê. Ja, Himalayan is ook goed. The pink salt's perfect. It's just that the Celtic salt's even better because it's got more electrolytes and less salt. So, okay. So dis oor die energie. Ek dink dis baie belangrik. Kyk hoe dit gaan, want ja, mens wil nie daai dip hê in die oggend nie. Stretch lekker. Move. Coming back to yours, Hilary, as well. Yeah, if you can, just move a little bit. Just keep moving. It's all good. En vir julle albei, Hilary and Sophia, ek love dat julle gesê het, I'm not setting myself up for failure. En ek wil net sê, there's no right or wrong spring. Okay, it's whatever is right for you. Hilary and I had a whole discussion about it, and it was such a good discussion because if it's not right for you, it's not right. If traditional is working for you, that's perfect. Okay, there is no right or wrong. Ek hou baie van die idee dat jy, as jy afwissel, en as jy wonder of jy by altyd kom, dat jy meer proteïene in plaas van die groente doen. Dit is goed, want proteïene is wat jou voller gaan laat voel.
So dit gaan jou deur die dag en deur jou energie dips en wat ook al nog beter kry. Proteïene met elke maal is rarig. Jy kan nie verkeerd gaan nie. You almost can't have too much protein, want jy gaan op 'n stadium gaan jou liggaam dit nie kan hanteer nie, jy gaan seks vol. Met groente en so aan werk het nou nie heeltemal dieselfde nie, jou liggaam gaan bietjie anders reageer. Well done vir dat jy op die troue actually geëksperimenteer het en dat jy geluister het vir jou lyf en dat jy die blindness kon connect. Nee, you could connect the dots. So this is amazing. Absolutely amazing. Ja, interessante week wat kom. Asseblief tap in as jy vashak. Ons is almal hier, kom gesels met ons. Ek is mal oor jou beplanningsidee. Die eiers is altyd 'n goeie idee om daar te hou. Die sade en die neute, ja, ek bedoel sade en neute, ouens wil ek net sê dis okay vir traditional, but limited to a handful a day. So not too much because it's got a lot of I mean the fat's good, but yeah, there's obviously more carbs in it. Maar dit is fine as dit jou gaan laat deur jou snacks kom. Vat jy 'n bietjie biltong of so saam? Ek het juist my biltong gekoop gister om saam te eet met jou. Yeah. And remember the other thing that you can also try is crackling. Crackling is eintlik net 'n bietjie vet, maar 'n bietjie vet is goed, hy maak jou vol. Ja, en dit is weer lekker snackie. Ek het actually vandag by 'n slaghuis het ek 'n porsie crackling gekry. Ek het vir hulle gevra, "Say any sugar on it?" No, there's no sugar on it. Want van die ouens in die winkel sit nog suiker op crackling ook. Ek bedoel really. Anders maak jy eie as jy sê gaan? Ek sê want hulle maak dit met hulle gooi chili, sweet chili op en barbecue soute en sulke goed weet. Ja, so besop vir daai. As jy eie kan maak is nog beter. Ek sal 'n bietjie naweek gaan kyk. Ek sal Saterdag gaan kyk of ek kan vir my kry nou sal ek sommer vir my maak dan. Okay, en die ander ding wat jy ook kan onthou is 'n nut butter. So as jy jou potjies macadamia butter of almond butter kan doen. Okay, ek het dit. Okay. Ja. Kyk na die bestanddele, maak seker daar's nie suiker in nie, van hulle het suiker by ingevoeg. Doen dit met 'n snack, kan jy byvoorbeeld as jy celery sticks wil doen. Dip die celery stick in 'n bietjie van die nut butter, don't go overboard lepels vol nie. That won't do. Maar as jy hom dip is lekker crunchy en gee jou 'n bietjie 'n ander gevoel en die nut butter gaan jou bietjie voller laat voel, so you can try that. Dankie. Okay. Of selfs 'n komkommerstokkie of ja, al die enige van die groen goede wat jy daar kan indruk, is okay. Maar awesome, ja, laat ons weet hoe dit gaan en we're rooting for you. Dit maak dit interessant om 'n bietjie te travel en om vir alles as jy nie in beheer is van die kos nie, maar how easy was that jy eintlik vir hulle kan sê, ek wil as jy was vegan was, jy gesê het ek moet vegan eet, nou sê jy vir hulle ek doen keto and nobody's blinking an eye, it's all good. Ja. Cool. All right. Stunning. Okay. Van der Merwes. Wie begin? Ja, ek moet sê ek mis my vrugte. Ja. Maar verder van dit alright. Dis definitief ons is in 'n roetine wat beplanning betref om kos te maak vir na-ete vir die aand vir die volgende dag. Oh wow. Dus dit vat nogal sy tyd om 'n roetine om dit reg te kry. Om nou seker te maak as baie van die goeders wat ons van die aand geëet het, dra ons oor na die volgende dag toe. Maar daar is nog goeders soos ontbyt en so wat jy wil ekstra bymaak. Ja. Maar dit werk goed vir ons. Dit is ongelooflik. Ek bedoel Johan, ek wil net hê besef net 'n luister na jouself. Dit is 'n regtig groot stap. Beplanning is actually alles, maar dit klink so maklik, maar dit is die feit dat jy daai tyd maak nou in die aande en sê, okay, nou sit ons en ons doen dit saam en ons kyk wat kan ons gebruik van wat nog vandag oor is. Awesome. Absolutely awesome. So klein stappie. Dit het hierdie naweek se inkopies gevat om dit reg te kry. Anders het jy 'n probleem. Ja, jy moet beplan. Jy moet daai voorraad in die huis hê. Oh ja. Ja, ek dink dit is hoekom ek love regtig die buffer zone, dat mense net 'n bietjie tyd het om daarby uit te kom en presies wat jy nou sê, want die beplanning begin by wat is in my mandjie en dan wat is in my huis
En as jy die regte goed daar het, dan is die lewe net makliker, maar as die lewe begin dol gaan en onthou hierdie oomblik, want ons is nou gefokus, maar jy gaan hierdie vir die res van jou lewe wil jy dit 'n leefstyl hê. So you really really have to always think about planning for success, setting yourself up for success. Kry die regte goeders in jou huis, kry die regte goeders. En daai goed wat jy net soos wat Sofia wat jy nou deurdink, wel ek gaan nou weg wees. Oh Hillary, I've got a day away and I need to plan for that. If that becomes a muscle that you can exercise and keep it fit, dit gaan alles verander going forward. Dis ongelooflik. Johan, sê vir gou-gou, met jou enige boredom, enige energiedips of energiekrywing of gevoele dat krywings gaan of wegbly of wat gebeur met jou? Nee, nie regtig nie. Ek het my ook bietjie per dag my so klein bakkie neute wat ek insit. Okay. So as ek regtig hierso, dis gewoonlik hier in die middagse kant, dan voel ek kan ek gou 'n paar neute eet, maar die krywings is rustig op hierdie stadium. Okay. Koffie? Nee, ek dink by koffie in die oggend en miskien so een by die werk. Maar ek sê nie dis lekker nie. Swart koffie. Okay. In die week wat kom, kan jy daai tweede koppie koffie dalk probeer try om net, en dis net vir nou, net kyk of jy hom dalk kan in tee verander. Is dit enigstens moontlik vir jou? Of is dit nie 'n no-go? Ja, ek weet nie, ek sal kyk of daar rooi koffie is, maar ek drink nie gewone tee nie. Ek kan ook nie gewone tee so swart drink nie, soos in glad nie, maar miskien net try dalk net eksperimenteer met een of twee net, om te kyk of daar iets is wat vir jou werk. Want ek weet nie, winter wil mens maar 'n bietjie iets warms hê, want water werk nie altyd nie, right? Ek sal probeer. Ek dink is maar weer eens net, dat ons wil regtig alles probeer om daai ketosis aan die gang te kry, om daai gevoel te begin kry dat jou liggaam daai switch maak van suiker en al die soetgoed en al die wat sou ek sê, van die insulienproses af wegkom dat hy begin vet verbrand. So hoe meer jy hom daai geleentheid kan gee, hoe beter, as dit kan. Maar okay, man, nee, well done. En ja, ons mis almal ons vrugte. Ek verstaan. Ronel, daar by jou? Dit gaan goed met die eet. Dit kan ek nie sê nie. Ek is ook, dis die meeste proteïene wat ek in baie lank geëet het. Ek kan dit baie keer voel aan my lewer, voel ek dit tog, dat ek te veel proteïene eet, maar ek probeer maar deurdruk. Ja, ek het gistermiddag 'n dip begin val en hy het eintlik nog vandag aangegaan. Weet ek nie of ek besig is om verkoue te kry nie, maar my neus het geloop en my oë het gedraan en my lyf was seer en my rug was seer. So ek dalk is dit maar net 'n tipe van onttrekkingssimptome. I don't know. Dit kan dit wees. Dit is die eerste keer wat ons so lank sonder vrugte is. Ek gaan dit maar deursien, maar ek voel eintlik nou beter. Ek was op 'n stadium lus om Allergex te gaan drink, maar ek het dit toe nie gedoen nie. So, ek gaan dit maar deursien. Ek is nou, Sofia, ek is saam met jou volgende week. Is die hele week in die Kaap. Gelukkig kon ek nie dit, ek was nou lank al gesê wat se eetpatrone ek wil hê en ek weet ek nou net nie geweet van al hierdie wonderlike paadjie nie, so ek gaan maar kyk wat ek daar kan doen. Waar gaan jy wees, Ronel? Gelukkig op die waterfront en ons bly daar in die hotel, so ek is naby weet ek kan loop en gaan kyk wat is daar wat ek kan koop, wat ek kan eet. So maar ek gaan ook maar biltong en goed saamvat. Johan het ook dit voorgestel. Ten minste jy ontbyt kan jy redelik net eiers Ek wil sê ontbyt, as jy regtig 'n goeie ontbyt doen, ja, dis altyd vir my ook die maklikste. Jy kan eiers en jy kan doen nou maar jou spek of jou wat ook al jy daarby kan doen, jou avo, gewoonlik ek vra oral waar ek gaan. Ek het vanoggend actually die ontbyt was net klaar. Ek het saam met iemand gaan eet en ontbyt was toe net verby. I'm like, wat gaan ek eet? En toe het hulle soos in satay, hoender sosaties en met avo. En soms kan jy maar nog vir 'n eierdraai vra. Ek wil draai net, weet, vra nog net. Ja, ek dink dis 'n probleem nie. Ek is meer bekommerd oor die middagetes en dan
3 gala etes die week. Dis 2 konferensies wat na mekaar is. Jy weet, en elkeen wil wys hoe goed is hy. Ja, Ehm ja. so, ek sal maar ek gaan regtig my bes probeer. Ek dink ek is redelik okay om te sê nee, jy weet, wil dit nie hê nie en ek het nog nooit ondervind selfs op 'n keer wat ek baie op 'n vegan dieet gegaan, maar meer net groentes geëet het. As jy dit vir mense sê, dan is hulle okay daarmee. Hulle weet probeer nou nie goed aan jou opdring wat jy nie wil hê nie. Mm. Wat ek net bang is soos by 'n konferensie, veral jy weet as hulle snacks en goed uitsit is, dit lyk soos Hillary ook gesê, daar's meatballs, maar jy het nie idee wat binne in daai goed is nie. Ja. Wat vir my groot probleem gewoonlik is, behalwe vir al die goeders is hulle soja insit. Want ek kan dit nie eet nie. Ja. Dit is ek probeer maar daai goed gewoonlik vermy. Het jy 'n soja-allergie? Nee, maar joh, dit blout my verskriklik. Sodra daar ek snap so as ek soja in 'n braai insit, is dit vir my alright, maar nie as hulle enigstens, maar dis nie geen ander goed wat hulle op. Ek wil net vir jou sê, is waarskynlik omdat baie van die sojasouse, ek het nou weer gaan kyk, weet ek weer met die sojasous op die groep gesit. Ek het een gevind wat net soja in het, niks anders nie. Die Bragg's ene, ek sal net hy's by Dischem, ek sal net weer vir julle opsit. Maar al die ander sojas het soveel gemors in. Dit is eintlik ongelooflik, hoor. Dit is so en ek dink dit is wat mense eintlik kalk siek maak. Wat my nogal wat ek nou vanmiddag gesit en dink, want ons het nou 'n bietjie is dit ysterpampoen, daai grys pampoentjie gekoop nou die dag en ek het toe gesny vanaand en dit gebraai in die pot en Kaneel op. met kaneel op en na die tyd sê Johan vir my, "Jesus, maar dit was nou lekker soet eintlik." Maar dis pampoen self is ook Dis interessant dat die pompoen gaan begin soeter proe, nee, dis actually amazing. Ja. En ons het altyd breinsuiker of heuning of iets opgesit. Ek sê maar ek is eintlik vies dat mense dit nooit voorheen gedoen het nie, want dit sou dalk weer 'n bietjie maklik. Ek het my soetpatats toegegooi, nê, en ek wil in soetpatats en alles wat soet is, sodat jy daar iets proe. En nou deesdae ek stoom net my soetpatats en dis my heerlik. Is like hoe dit gebeur, wanneer het dit gebeur? Daai Kaboepatat, kaboepatats is veral as jy daar by Woolies kry so eeletjie, hierdie rooi, die rooi patat. Ja, ja, hy's heerlik. Hy is verskriklik lekker. Ek is mal oor daai smaak, net so. Jy kook hom net in water op. Net so. Nou hier kook ek nou uit. Dit is nou nie deel van die spring diet nie. Spring week. Ja, nou nie op die oomblik nie, maar as jy nou weer na hom te gaan terugkom, gaan jy agterkom dat hy nog soeter vir jou gaan proe. Dis ongelooflik. Ek share net gou hierdie foto's, kies jy dat dit die een sê coconut liquidaminos, maar ek meen eintlik net die gewone liquidaminos. As jy hom gaan lees, hy het letterlik, hy sou by Dischem en hy het net soja in. Net gou hier vir julle opsit voor ek dit gebruik. GPT, as ek by 'n produk kom, hy herken my nou al, ChatGPT is my best friend. Dan neem ek die label af en dan vra ek vir hom analyse vir my die ingredients. Kom my baie vinnig terug en sê hy, "This is not gonna fit in with your diet." Awesome. Ekskuus, iemand het nou iets gevra. Did somebody ask something? Ja, ek het gevra, kan ons soja gebruik? So ek sal net weer gaan double check. So ek sê ek nou die soja antwoord gegee eintlik vir die hele progress van die program, maar ek sal net gaan 100% seker maak want ek het eintlik op hierdie oomblik double check ek myself ook. I'll check. Okay. Ek sal dit so gou as moontlik check. Want ek dink nie soja was op die lys nie. Ja. Nee, hy was nie. Skus, dis die soja is eintlik vir in die algemeen, maar ja. Ronel, ek wil net gou terugkom. So weer eens alles wat jy voel is baie moontlik dat dit is dat jou liggaam is net besig om aan te pas. In feite, jy weet wat Erik eintlik sê, is as jy al hierdie goeters voel, moet jy eintlik sê iets is besig om te gebeur. Dit voel nie so lekker nie, dit voel bietjie ongemaklik, maar dit beteken jou liggaam is besig om te reageer op iets wat besig is om te verander. So hou uit en hou aan. Ek dink die beste ding is in plaas van om die allergics en die goeters te drink, gee vir jou liggaam meer water. Dat hy dit uitflush.
ek dink jy gaan voel dat hy redelik binnekort gaan beter word. Dis interessant dat as jy nie vir jou liggaam al hierdie pille goed gee nie, jou liggaam is eintlik jou beste herstelmeganisme self. Hy weet eintlik hoe om homself te heel. Bless you. Try dit net. Ek het dit iewerster met, ek dink my tweede of derde keer wat ek Wildfit probeer het ek op 'n stadium, het ek sulke lyfpyne gehad en ek is baie gou om te spring na my Gen Pains toe. Dit maak vir my die lewe lekker, als voel beter, it's anti-inflammatory en daai keer het ek besluit, ek gaan net hierdie ding toets en kyk of ek meer water kan drink en of my liggaam homself actually kan heel en dit was ongelooflik. Hy doen dit. Hy kan dit doen. So ja, nee, die dips wat jy voel definitief, dit is ook winter en daar's baie dinge wat gebeur, maar dit is ook dat jy jou eie liggaam nou deur baie verandering sit. So as jy kan dit 'n bietjie uitry. Ekskuus Johan. Ja, gaan probeer. Wat julle kan sy het vanaand vir ons hoender gemaak, net vir julle dit sê. En ons het 'n hierso in ons spices rak van Parbins kanjoen kruie. Dit is nogal baie smaaklik op die kos, hoor. Sê hulle vir ons foto stuur. Ek sal graag wil sien. Ek ken nou nie daai spesifieke een nie. Ja. Hy lê al so lank in ons rak en ek is nie verskriklik lief vir spicy kos nie, so ek het hom nooit gebruik nie, maar deesdae eksperimenteer ons nogal baie met kos. Lekker, ja. Nou is 'n bietjie goeders te probeer. En ek wil vir jou sê, terwyl jy in die waterfront is, loer dalk vir iets soos, jy kry mos nou deesdae, ek weet nie of daar Kauai is nie, en ek weet Kauai is nie perfek nie, maar ten minste het jy 'n bietjie beter opsies. Daar is regtig, ek dink meer takeaway restaurante en plekkies wat eintlik vir jou goeie opsies gee. So wees nou maar net die private investigator en gaan kyk of daar iets interessants is wat vir jou doenbaar is. Okay. Sterkte, laat ons asseblief ook weet hoe dit gaan en Ronel, jy het nou spesifiek gesê, jy het spesifiek gesê jy sukkel soms met die baie proteïene. As dit vir jou, want jy luister na jou lyf, as dit voel asof die baie proteïene vir jou net te veel is, kyk of jy kan dit bietjie meer balanseer met jou meer groentes. Kyk net hoe voel jy? Okay. Ja, ons eet baie groentes, hoor. Ek moet sê. Jy doen eintlik al klaar, ja. Ons eet regtig baie groentes. Dit is nie 'n probleem nie. Dis maar net ek is net nie gewoond so baie aan proteïene nie. Ja. Maar dit is maar deel van 'n groot aanpassing, nê. Nee. Okay, guys, ons is alweer op ons tyd. Dit is alweer 8:00 terwyl ons nie gekyk het nie, het die klok aangestap. Ek wil net gaan my een belangrike punt wat ek vir julle gevra het, wat ek graag vanaand wil sê is, in hierdie week wat kom, fokus asseblief vir my, en Letitia, jy veral, maar almal van julle, focus on variety. Try and mix up the textures. If you do an egg, do it in a different way. Try and mix up the tastes. Experiment with different spices. Presies wat julle doen. Keep doing that. Different tastes, just different ingredients, different veg. Dankie Ronel vir daai resep. Man, ek het nog nooit in my lewe so iets geëet nie en ek het nie geweet ek en Franso kan cauliflower en broccoli in 'n gereg eet nie. Ons was albei bald over, want dit was regtig lekker. Ek kon dit nie glo nie. So as jy vir almal op traditional, when you go into the veg store next time, pick something different, challenge yourself. Just say to yourself, this week I'm going to try whatever is different, and see if you can incorporate it just to give yourself variety and a different taste. En vir jou Letitia nog meer, whatever jy doen met jou hoender of wat ook al, go and mix it up, kry nog 'n ander resep. And plan for it. Plan for different varieties. So sit die naweek as jy kan sê het en sê net vir jouself, wat gaan ek doen hierdie week om anderster te wees, om enigiets te probeer? Hoe lank is hierdie wat ons nou op hierdie spring? It's a very good question. How long is a piece of string? Trust more or less the same, but not the same. Trust the process, Ronel. Ek gaan nie vir jou sê nie, want jy wil nie weet nie, want that's part of the joy of Wildfit, is we don't really know what's going to happen. Hoe lank is die tonnel? Sê weer?
Ek gaan jou spioene vra. Hulle is tot silence gespeel. En die rede daarvoor is letterlik, moenie fokus op waar is die einde nie, fokus op waar jy is. Okay, rarig. Don't worry about it too much. Maak vir jouself hierdie so interessant en lekker as moontlik. Net hierdie 1 week. We're just focusing on week 5. Okay. Môre is daar weer 'n video. Maak seker julle luister hom, dan weet julle wat gebeur vorentoe. As daar enige vrae is, vra. En voor ons mekaar goodbye sê, anything else I need to hear tonight? Almal okay. Yep. Good luck guys vir al die travel en al die dinge wat gebeur en Letitia vir jou hele ek love dat jy 'n simpel metode het om hierdie week te hanteer want jy het baie ander dinge wat gebeur. So guys, well done. Thank you for your time. Sien uit om julle volgende week te sien, selfde tyd, selfde plek. Sophia, waar gaan jy heen? Ek gaan op 'n spiritual retreat Of waarso? in Nice. die Cradle of Humankind, na Origins toe, ja. Sofia, wanneer is jy klaar? Ek maak Vrydagmiddag klaar. So gaan jy donderdag aand ons kan join? Ek weet nie, want ek weet nie of dit 'n silent retreat of hierdie Ja. stadium of ek weet wat 'n retreat dit is, maar ek weet nie wat ons Ja. ritme is nie, maar ek sal Dis kyk en fyn. as ek So, nie As dit nie werk nie, laat ons net weet, no problem. Ons sal opneem en vir jou laat opvang, okay? Maar geniet dit. Ek wil alles weet daarvan, is my baie interessant anyway. Okay, julle. Lekker Mooi aand. Bye, everyone. Bye, good luck. Ek sou moet